Ons prys die Here vir dit wat hy doen. Hy is besig om ons te groei. Nou ons is besig om te praat oor om vorentoe te gaan. In die maand van Januarie het ons gepraat en gesê dat ons sit God eerste. Februarie is ons geleer hoe om na God se stem te luister en nou moet ons reageer. Ons het nou nodig om vorentoe te gaan. Party van ons het nodig om uit te kom. Party van ons het nodig om uit te breek. Kom ons sê vanmôre net saam as familie, kom ons sê vorentoe. Kom ons sê dit weer, sê vorentoe. Die vyand is besig om in jou oor te skree en te sê jy gaan agtertoe, maar u en ek sê vanmôre ons gaan vorentoe. En dit is belangrik dat ons vanmôre sal hierdie waarheid verstaan dat die Here is by natuur is hy 'n God wat beweeg. Hy beweeg vorentoe. Hy wil hê dat ons moet 'n gehoor gee aan die woord en dan moet ons doen. So daar's luister en daar's doen. Daar's luister en daar's doen. Daar's aksie. Die transformasie, die verandering wat plaasvind, vind plaas in die doen. Nou wie van u het al opdrag gekry, moenie 'n hand vanmôre opsteek nie, maar u het al opdrag gekry, jy het 'n woord van die Here gekry, en daar was 'n instruksie van om te doen wat saam met daardie woord gegaan het. Hy sê vir ons, wanneer daar 'n begeerte in ons hart is, om op die water te loop, omdat ons sien hy kan dit doen, is daar 'n opdrag van, kom klim uit die boot uit, en dan is dit eers wanneer ek uit die boot uitklim, wat ek sal sien of ek gaan swem of sink, maar die ervaring kom in die doen. Die transformasie kom in die doen. Wat is die vyand besig om te doen in hierdie tyd? Hy wil hê ons moet by 'n plek wees wat ons net sit, wat ons net gewoond raak om die woord te hoor. Ons is op 'n plek waar ons die woord hoor en ons voel goed in die oomblik, maar dit wat ons in God moet ervaar ons slegs in die doen. Efesiërs 3:20 kom en gee vir ons duidelike instruksie, veral wanneer dit kom oor hoe ons te werk moet gaan en waarmee. En hy sê daar na hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Die krag wat waar, hy werk in ons. Nou u en ek het wat ons nodig het om te laat gebeur wat ons nodig het om te laat gebeur. Dinge kan nie bly soos wat dit is nie. Wie van ons hou van 'n sekere manier van dinge doen? Maar ek praat van dit wat moet verander. Ek praat van daai plek waar jy in jou lewe is, waar dit voel asof jy net nie verder gaan nie. Daai wonder van, is dit al wat die Here vir my het? Nee, daar's meer. Hy wil hê u en ek moet deurbreek, ouers wat hier in hierdie plek is, u moet deurbreek, sodat u kinders nie sal ervaar wat u ervaar nie. U en ek het nodig om daai generasie te wees, wat die lyn in die grond sal trek en sê, dit stop met ons, en hoe gaan dit gebeur? Dit gaan gebeur wanneer ons die krag wat in ons werk toepas. Ek sal iets moet doen. So dit gaan kos dat ek nie nou net meer gaan sê dat ek gaan bid nie, maar dat ek sal opstaan en sal beginne bid. Nie net sal sê dat ek wil nader kom na die Here toe nie, nee, maar dat ek sal by 'n plek kom wat ek sal sê, wat moet ek dan doen om nader aan hom te beweeg, wetend dat hy my nooit sal verlaat nie, hy beweeg nie van my nie, maar baie kere raak ek besig en so bewus van dit wat die dag wil hê ek moet doen, dat ek mis wat God wil hê ek moet doen. En sien daarom, wanneer ons kyk en ons sien dat daar's 'n volk, en ons sien dit in Deuteronomium, en ons sien dit in Exodus, daar's 'n volk van God, 'n mense van die Here. Ek wil vir julle sê dat dit wat tans met jou gebeur, kan of vanmôre een ding wees waar die dief wil kom om te steel, slag, verwoes en doodmaak, maar hy wat God is, vat alles wat ek aan hom gee en hy werk dit vir die goeie mee, hy werk dit uit sodat hy kan verheerlik word. Die Here is besig om te bewerkstellig dat u en ek uitkom. 'n Paar van ons het net nodig om te wil uitkom. Wie van u sê ek wil uitkom? Uit hierdie beknopte spasie uit. Ek wil uitkom uit hierdie skuld uit. Ek wil uitkom uit hierdie verdrukking. Ek wil uitkom uit hierdie depressie. Ek wil uitkom uit wat ek nie weet, waar ek voel, ek is nie goed genoeg ouer nie, ek is nie goed genoeg man nie, ek is nie goed genoeg vrou nie, ek is nie goed genoeg besigheidsman of vrou nie. Ek wil uitkom. Kom ons sê vorentoe. Ons sê ons gaan vorentoe.
Sien, en ek weet dat die ou koortjie het gesê vorentoe en agtertoe. Soos die golwe van die see. En dit het ons gekondisioneer. Dit het ons gekondisioneer. Ek wil vir iemand vanmôre sê, dat dit is nie hoe vry jy is wanneer jy in die kring dans nie, is hoe vry jy is wanneer jy jou lewe lei wat God geroep het om te lei buite die mure. Is wanneer ek buite hierdie mure kom en ek sien dat daar's 3 vyande, is die wêreld om en teen my, die duiwel wat wil kom en weerstand bied, en dan ook die vyand binne in my wat sê lewe kleiner as waarvoor die lewe waarvoor Christus gesterf het. Ek sê vir iemand in hierdie huis, jy moet vorentoe gaan, jy moet uitbreek. Jy sal moet uitkom, sien, wanneer, en mag hierdie, en asseblief, wanneer ek vanmôre sê, jy moet uitkom, dan sê ek nie ewe skielik dat jy die familiestruktuur moet verwerp, en dat jy radikale besluite moet maak, sonder dat jy van God gehoor het nie. Ek sê vanmôre, dat as jy vanmôre in 'n plek is, waar dit klein is, te beknop is, benoud is, wat jy wil terughou, jy weet dat die Here is besig om jou te lei, jy gee nie gehoor nie. Ek praat nie van daai kere, wanneer ek te vroeg wil uitstap nie, nee, ek praat van die kere wat jy weet, kom, Februarie maand het ons gepraat oor om God se stem te hoor. Wie van u is besig om te weet, dat hierdie is die stap wat jy moet maak. Moenie wag nie. Sien, vrees wil jou hart oorweldig, maar dit is God se liefde wat perfek is, en hy dryf die vrees na buite. Ek kyk vanmôre na ons familie wat hier sit van Goliath Estate of Bonnie Brae of party van ons wat lank in Kraaifontein is, jy ken dit sommer as jy vlak by die Here is besig om 'n naamverandering in families te gee, maar dit het gekos dat iemand moes uitgestap het. Iemand moes uitgestap het om die woord te bedien. Iemand moes uitgestap het om die liefde van Christus aan mense te wys. Jou eie area, jou eie redding. Iemand moes uitstap uit wat hulle gedog het, die einde sou wees vir hulle, en hulle het in jou situasie ingestap en vir jou lewe gegee. En dis hoekom ons vanmôre hier sit. Want hy het gekom die werke van die Satan te verbreek. Sien die dief in Johannes 10:10 kom, hy sê, is duidelik, hy kom om te steel, te slag, te verwoes en dood te maak. Maar God het gekom, Christus word gesaai as saad, so kom hierdie onverganklike krag, hierdie onverganklike saad wat krag in my inwerk, in my binneste word in my hart geplant. Hoe? Deurdat daar 'n saad, 'n seën gesaai was, sodat ek en u as seuns en dogters van God, van die hemelse Vader kon geoes word, die krag van saad. Maar iemand moes gaan, iemand moes gehoor gee, iemand moes sê, ek gaan deur die ongemak breek. Daarom hierdie is nie hoe jou storie eindig nie. Die vyand is besig om vir jou te sê, veral wanneer dit kom by ouers en mense wat deur moeilike tye kom, daai skuldgevoel en daai skande. Vanmôre moet jy weet, hy het vir dit ook kruis toe gestap. Hy het gesê dat dit gaan moontlik vernederend wees om op 'n kruishout te moet sterf, maar dit is wat van my geverg word. Dit is wat ek moet doen. Dit is waarvoor ek gestuur het. Dit is my doel. Wat is die een ding wat die duiwel gaan veg altyd in jou lewe? Is die doel, die raad van die Here. Maar ek gaan vorentoe. Kom, jy is besig om te hoor hoe die Here vir jou sê, kom uit. Jy is besig om te hoor hoe hy vir jou sê, kom uit daai geselskap uit. Kom, moenie net in die groot dinge doen nie. Baie kere wil ons dinge doen, ons wil die Here dien met die groot dinge, maar hy sê vir ons dat hierdie klein dingetjies waarmee hy ons besig is om te vertrou, is besig om die groot bewegings. Dit kos slegs een klippie om in die water te val en 'n ripple effek te kan maak, wat dan 'n golf gaan veroorsaak van deurbraak. Dis nie in die groot goed nie, dis in die klein dingetjies. Here, maar ek wil uitkom uit hierdie beknoptheid uit. Hy vra vir jou, begin deur om net uit te kom uit daai geselskap uit, wat soveel ongeloof in jou hart laat opwek. Kom net uit daai verhouding uit, wat besig is om vir jou te sê, maar God bestaan nie. Wat besig is om die lewe, soos 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het, kom net uit dit uit. Kom net uit daai plek uit waar jy wag, soos die man by die bad van Bethesda, waar jy sit en sien. Jy sit en jy sien daar's 'n beweging, maar jy wag nog steeds vir iemand om jou in die bad te kan sit. Daar's 'n beweging van die Here. Jy wag nog vir die stap 1, 2 en 3. Al wat hy vir jou sê is, kom uit.
Waar gaan dit vanmôre begin? Dit gaan begin dat ek in my hart sal uitroep en sê, Here, ek wil uitkom. Here, ek wil vorentoe gaan. Sien die kinders van Israel vir 430 jaar. Party sê net 430 jaar is hulle in verdrukking. Hulle word op 'n plek gesit waar hulle identiteit verloor, identiteit heeltemal vanuit hulle stelsel, uit hulle generasie uit, begin hulle te verneder te word. En God kom en hy sê vir hulle dat hulle gaan uitbreek, maar daar's nog steeds 'n aksie. Daar's 'n aksie van dit wat gebeur in die 10 plaae. Daar's 'n aksie wat gebeur om die mense, om Farao se hart te kry, om te sien wie God is. Ons sien self skrifgedeeltes sê dat God self het Farao se hart verhard en Moses moet volstaan het in dit wat die Here gesê het. En toe hulle uiteindelik uitkom, nadat hulle gehoorsaam was deur bloed aan die deurposte te sit, sien die engel van dood, dit wat die duiwel wil bring oor jou lewe, kan nie vanmôre deur die bloed van Christus opereer nie. Ek het nodig om as familie, het ek nodig om die bloed aan die deurposte te sit, vir my en u om uit te kom. Ons moet iets doen. Nou ek verstaan en ek wys baie keer na agter, want in Goodwood dan is daar 'n kruis agter. Ek verstaan alles het gebeur aan die kruis. Ek verstaan alles het gebeur aan die kruis en dat die woord is duidelik, deurdat hy nie wil hê dat ek deur 'n gedagte van doen moet gaan of 'n gesindheid van doen moet hê, sodat ek dit wat aan die kruis is of aan die kruis vir my gebeur het moontlik moet byvoeg nie. Nee, daar's niks wat ek en u kan byvoeg tot dit nie, maar daar's 'n manier hoe ek in lyn kan kom met wat aan die kruis vir my gebeur het. Deur te doen. Sien dat ek by 'n plek kom waar ek bloed aan my deurpos sit, sodat die engel van die dood kan wegbeweeg. Sien, wanneer ek by daai plek kom en jy sê, Here, maar sê eerder vir daai suster om 3 uur te bid, Here, ek wil slaap, Here, ek is nou besig met, Here, ek het so 'n mooi droom van u gehad. Nee, deur te doen gaan kos dat ek gaan moet opstaan, en dit gaan nie net kos om te begin nie, dit gaan kos om weer te staan, en weer te staan, en weer te staan, en ek praat nie net van die bid, en die Bybel lees, en die lofprysing en aanbidding nie, ons kan daardie dinge doen uit gewoonte, nee, ek praat van om te reageer, wanneer God met jou praat. Doen. Vorentoe. Hulle kom en hulle beweeg. Hulle hoor, hulle gaan uit Egipte uit beweeg. Sien, wanneer ons in verhouding met die Here staan, beteken dit nie alles gaan maklik wees nie. Kom, wie het agtergekom? Wie het agtergekom? Wie het agtergekom? Jou lewe wy jy aan hom toe en ewe skielik voel nie, dis omdat jy begin lewendig raak het. Toe jy nie die Here gedien het nie, toe dinge maar net gegaan en jy het gedog dit het goed gegaan. Nee, dit was omdat jy dormant was, omdat jy dood was. Maar nou dat jy lewe, nou dat jy Christus ontmoet het, nou dat jy voluit vir hom gaan, ek verstaan dat dit voel asof daar erger druk op jou is, maar is in die doen wat jy gaan deurbreek, is in die doen wat jy gaan vorentoe gaan, is waar jy een stap voor die ander en sit en nie langer by 'n plek is waar die vyand jou gaan vashou in 'n beknoptheid, 'n beperktheid, in 'n klein gedagte nie. Nee, God wil hê dat die antwoord wat voor die wêreld of vir die wêreld gegee is, Christus, moet gesien word deur ons lewens, en dit gaan kos dat ons lewens gaan doen, lewens gaan leef anders as wat ons gehoor of gewoond was. Lewens sal leef volgens die skrif. Jou woorde verander. Verander wat moontlik 'n vonnis oor hulle lewe hoor, van siekte. Hulle hoor sekere name, hulle hoor kanker. En hulle dink dis die einde. Omdat u gekies het om vorentoe te gaan, aan te gryp die krag tot jou beskikking, die krag wat in jou werk, sê nee, daai naam, het is 'n naam, ja, maar daar's 'n naam hoër en groter as daai naam. Ek vat hierdie naam en ek lê hom voor die voete van die kruis neer, en ek weet dit is die kruis wat betaal het, maar ek gaan nodig hê om hierdie woord toe te pas. Sien, vorentoe gaan beteken ook vanmôre dat ek by die plek wat ek moontlik gemaklik geraak het. Wie van u weet dat dit totaal en al moontlik is om gemaklik te raak in jou ongemak?
Ek weet nie wie van u moes al oorbegin het nie. Wie van u moes al oorbegin het waar jy moontlik die 4 slaapkamer huis gehad het en jy die groot en jy die 2, 3 motors gehad en ewe skielik moet jy van voor af begin. En daar's in ons menswees in die selle is daar 'n oorlewingsstrategie, oorlewingstaktiek waar ons ewe skielik onsself begin gemaklik kry selfs in ons ongemak. Waar ons weer gewoond raak en sê, ek weet, ek moet oorbegin en ek is uit die 4 slaapkamer, ek is nou onmoontlik in 'n 1 slaapkamer of selfs kleiner. En dan raak ek gemaklik, maar daar moet vanmôre iets in jou opstaan. Die woord van God oor jou lewe is dieselfde woord wat oor jou gespreek is toe jy in die 4 slaapkamer. En hierdie gaan nie vanmôre oor huise en karre en baie dinge nie. Nee, God wat vir jou gepraat het en gesê het hoe jy jou gaan vooruitvat, is dieselfde God wat nou saam met jou is in die ongemak, maar hy wil jou uitbreek. Hy wil jou uitbreek, soos wat jy weer van voor af begin, laat die skuldgevoel, laat die skande gaan, gryp sy hand aan en laat hy jou vorentoe vat. Jy gaan nie onder nie, jy gaan oor. Jakob, wat is jy besig om te doen? Is jy besig om ons net op te sweep vanmôre met positiewe denke? Nee, ek is hier om te sê, vat die woord en gaan vorentoe. Mans in hierdie huis, vaders in hierdie huis, priesters in hierdie huis, is belangrik as jy die Here dien, om vanmôre hierdie woord te vat en te sê, my familie gaan vorentoe. Sien, baie kere wil ons so baie dinge raadpleeg voordat ons God nader. Daar's so baie kere wanneer ons sê en praat van hoe voel ons oor dit en hoe voel ons omtrent dat, maar is tyd dat ons weer sal sê, wat sê die woord omtrent hierdie situasie, dat ons dit sal aangryp. Vorentoe. Hulle kom uit Egipte land. Mense praat van 'n 11 dae reis. Maar hulle beland in die woestyn. God kyk na hulle. 11 dae raak 40 jaar. Wie van u en het nie nodig om vanmôre u hand op te steek nie, maar wie van u sit nou in 'n 40 jaar reis wat eintlik net 11 dae moes wees? Hoe lyk dit? Wat kan dit wees? Kan moontlik die kondisie wees wat die vyand oor jou lewe gebring het. Ek sê nie ons het nodig om oor dit te kom nie. Ons kom deur dit. Dit wat hy, klein letter hy, vir skade en skande bedoel het. Kom, wie van u kom deur moeilike tye? Partykeer gaan sit ons. Partykeer gaan lê ons. Ek wil vanmôre iemand by die hand optel en sê, moontlik het niemand jou nog nader na die bad toe gebring nie. Ek wil vanmôre vir jou sê dat die Heilige Gees in sy krag en sterkte is hier om jou uit te lig, op te lig, in 'n wonderwerk te sit en in daai wonderwerk te kan loop. Vrou wat aan bloedvloeiing gely het, maak haar besluit om te sê, vandag is my dag. Staar in die gesig, honderde voete wat haar gaan vertrap, maar sy maak haar gedagte op, sy gaan iets moet doen. Hoe gebeur dit dat ek 11 dae, 'n vinnige 11 dae reis, ewe skielik verander in 40 jaar? So wanneer ek ewe skielik by daai plek is, wat ek die leuen glo in steede van die woord, wat waar is. Begin vurig. En God is daar. God is met ons altyd, sy beloftes is dieselfde, hy sal ons nooit los nie, hy sal ons nie verlaat nie, hy begewe ons nie. Maar ek moet by 'n plek kom, dat ek nie gaan teruggesit word, deur die water wat voor my lê, wat ek gaan moet deurstap nie. Wat vra ek vanmôre vir jou? Ek vra vanmôre om weer fokus te herstel op die liefde van Christus, wat die vrees na buite gaan dryf, sodat jou vrees nie vanmôre jou gaan laat vries nie. Party van ons se vrees het ons laat vries. Jy staan, jy sit, jy is waar jy is, want daar's net nie meer krag nie. Die krag wat in jou werk, dat hy vanmôre jou sal beantwoord.
Sien hy kom self en hy sê ek is genadig. Ek gee in hierdie woestyntyd waar jy moet agterkom om nie van brood alleen te leef nie, maar elke woord wat uit God se mond gaan, gee ek vir jou die manna, ek gee vir jou die hemelse kos, maar daar's meer as hemelse manna wat vir jou in stoor is daar's 'n land van melk en honing wat vir jou wag, wat ek en u by 'n plek gaan moet kom om te sê, ons trek uit waar ons tans is, dat dit is nie waarvoor ons geskape is nie, daar is meer. Ek sê nee vir wat my omstandighede tans ja voorskree. Hierdie beknoptheid, ek weet hy het gekom sodat ek kan hê lewe in oorvloed, meer, dat ek kan begin raak die harte in my hand kan sit aan daardie harte wat nodig is om herlewing te kan ervaar, en dit gaan kos dat u en ek by 'n plek van besluit kom dat ons gaan vorentoe. Sien, jy moenie vanmôre net hoor hoe dit gaan oor die meer geld en die meer voorsiening of die meer kar. Nee. Dit moet nie alleenlik jou vooruitgang bepaal of wees hoe dit is wat u vorentoe gaan nie. Praat met 'n paar groepe mense vanmôre terwyl ek afsluit. Jy dien die Here nou al vir 'n tydjie, maar jy het nog nooit jou hand op die siekes gelê nie. Jy is geroep daarvoor. Jakob, waar begin ek? Sien, dit is om net te begin. Waar begin ek? Wanneer jy hoor, daar's iemand siek in jou omgewing, jou area, jou familie. Sien, baie van ons families weet nie as ons dien die Here nie. Baie van ons families weet nie eers, hulle weet nie eers van die krag wat in jou werk nie. Ek sê in hierdie week, sê ek vir iemand wat groot wonderwerk beleef het. Wie van u weet dat wanneer jy na 'n wonderwerk toe op pad is, word jy nog steeds aangeval met twyfel? Sê ek vir iemand dat baie keer sien ons my gebed wat beantwoord word as die destinasie. Maar daar's soveel groei in my geloof wat plaasvind, deurdat ek elke dag moet wegveg of afweer die woord wat die vyand na my toe wil bring, wat wil twyfel bring. Sien daar's nie vanmôre die groot uitdaging is nie regtig die twyfel nie. Die twyfel is nie eintlik die groot uitdaging nie. Die groot uitdaging is wanneer ek langer twyfel as ek moet, en ewe skielik is daar 'n ongeloof wat in my hart opstaan. Sien 'n paar mense hier, jy het net 'n gedagte van twyfeling. Sien, Petrus kom en hy stap op die water en hy kyk ewe skielik na omstandighede en hy twyfel en hy sink. Ek verstaan dit, daar's 'n reaksie, maar die reddingskrag is daar. Moenie te lank, moenie by hierdie plek, gaan vorentoe, kom uit die twyfel uit, want die twyfel wil jou najaag, sodat jy in ongeloof moet begin opereer, en is slegs geloof wat God kan behaag, dis wat vir hom plesier verskaf, en ek sê vir die familie wat ek voorreg is om saam te mag stap, ek sê dat dit is die reis, nie net die destinasie van 'n gebed wat beantwoord word nie, maar daar is 'n gebed wat beantwoord word in my gebede, en die uitkoms wat ek kry, wat my geloof bou, en omdat hy my hier geantwoord het, gaan hy my daar antwoord. Hoekom? Omdat ek hierdie geloof gaan toepas. Maar baie keer het ek nodig om die vrees af te veg. En die vrees word nie afgeveg met nog 'n skrif. Ja, dis hoe geloof kom. Die vrees word afgeveg om jou Vader te leer ken, dat hy goeie gedagtes het. So ek praat met mense wat nog nooit iets vir die Here gedoen het nie. Sê net ek wil. Maak jou beskikbaar. Mense wat nodig het om groot stappe van geloof te neem, moenie fokus op die groot stap nie. Fokus vanmôre op een voet voor die ander een te sit en saam met die Here dit te doen. Vanmôre wil ek vir mense bid as in 'n koöperatiewe gebed terwyl ons afsluit. As jy sê, ek maak myself reg, ek gaan vorentoe. My familie gaan vorentoe. Staan saam met my op asseblief. Vorentoe.
Is mense met groot uitdagings wat vanmôre hier staan. Ek kan vanmôre vir jou niks anders gee as Jesus nie. Maar ek weet hy is ons alles. Vorentoe. Is 'n paar mense wat net nodig het om hulle oë van die driespeeltjie af te haal en vorentoe te kyk. Party het nodig om te sê nie meer langer hoe hulle my sien nie, maar hoe God my sien. Party het nodig om te sê ek kies om op te staan van 'n plek van bitterheid. Ek kan nie vanmôre wegneem wat aan u gedoen is nie. Ek kan u slegs herinner wat vir u gedoen was. Hoor my vanmôre, wanneer ek sê ek kan nie vanmôre wegvat dat daardie gebeure wat u deur is, dat dit aan jou gedoen was nie. Maar ek kan vanmôre vir jou sê wat vir jou gedoen was. 'n Prys is vir jou in vol betaal. Al wat ons kan doen is ons uitstrek vorentoe. Self voortbeer, maar ons uit te strek. Ons gaan vorentoe. Ek gevra as jy vanmôre hier is en jy het gebed nodig, dat jy sal uitstap en kom na vore. Ons gaan saam met u bid. Ons gaan die Here vertrou vir wonderwerke. Ons gaan die Here vertrou vir dit wat hy in die lewe begin het, dat hy dit gaan voleindig. Profeties is hy besig om uit te stap vorentoe. Ons wat in die banke staan en die stoele staan, kom ons steek ons hande uit. Kom ons stem saam. Bedieningsspan kom nader. Here, ons dankie. Here, ons dankie dat die goeie werk wat u begin het, voleindig, Here. Here, ons salf hom vanmôre. Kom ons doen dit vanmôre. Sit vanmôre olie. Vanmôre sit ons, Here. Here, ons sit dit vanmôre aan sy hoof. Here, maar ek sit dit ook aan sy skouers. Here, sodat hy by magte is, Here, om te trek vorentoe. Dit wat moontlik as las op hom voel, Here, dat dit ligte raak. Here, want is die vettigheid van die salwing, Here, wat die juk verbreek, Here, laat afgly. Ek dank U, Here, dat vanmôre ek spreek lewe tot sy lewe, Here. Here, ek dank U dat ons elke woord van dood kanselleer en elke aksie van dood kanselleer. En dit wat die vyand probeer, Here, bring ons voor dit wat U gedoen het. Dit wat die vyand, Here, probeer in sy ore fluister, Here, kom ons en ons vervang dit met die woord van God en ons ontwortel die leuen en ons spreek lewe oor sy lewe. Hy gaan nie onder nie, hy gaan oor. Hy in sy huis. In die naam van Jesus. Ons dankie vanmôre vir die salwing, Here. Here, hy is geroep, hy is eenkant gesit. Here, hy is besig om 'n jong man te ontwikkel en 'n man van God, Here. Ons loof U vanmôre vir dit wat U in en deur hom doen. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Halleluja. Bedwin, kom sluit vir ons af asseblief. Halleluja. Terwyl hulle nog hier voor vir mense bedien. As jy gebed nodig het, bly agter, ons gaan saam met U bid. Maar ons gaan vorentoe. Sê sommer vir die persoon langs jou, sê ons gaan vorentoe. Nie langer agtertoe nie, vorentoe. Kom
ons sluit ons oë. Vader, ons dankie vanmôre. Here, u woord wat ons vanmôre gehoor het, Here, in ons harte geber het vanmôre, Hemelse Vader, Here. Dankie dat ons vanmôre weer kan besef, Hemelse Vader, Here, ek wil nie agtertoe kyk nie, maar ek wil vorentoe kyk. Ek wil vorentoe beweeg vanmôre, Here, en dit wat ons vanmôre uit die woord uit gehoor het en aangeneem het, Hemelse Vader, terwyl ons uitstap uit hierdie gebou uit, Hemelse Vader, sal ons dit aangryp en weet, alles wat ek hierdie week wat voorlê doen, Hemelse Vader, sal my vorentoe vat, in my werk, in my gesin, in my familie vanmôre, in my kerk vanmôre. Dit is die motivering vanmôre om my vorentoe te neem vanmôre, Hemelse Vader, Here. Wanneer ek my mond oopmaak, Hemelse Vader, moet dit veroorsaak dat dit wat uitkom uit my mond uit my hart uit, moet vir my vanmôre vorentoe neem vanmôre, Hemelse Vader. En Maart is die maand, Hemelse Vader, wat ons vorentoe drywe, Here, deur u woord, Hemelse Vader. Dankie vir elke een vanmôre wat dit die moeite werd geag het vanmôre, Here, om op te kom, om uit te kom en vorentoe te beweeg vanmôre, in Jesus naam. Amen en amen.